Goeienaand, baie welkom by vanjaar se Pinkster. Ons Pinksterreeks vanjaar is die tema Ontmoet God. En ons gaan kyk na verskillende karakters en vanuit hulle lewens om net ontdek dit wat die Here in hulle lewe kom uitwys het, dit wat hulle moes ontdek en dat ons dan ook vanuit hulle ook kan terugkyk na ons eie lewe. Ons kyk vanaand na die karakter Jona. En spesifiek dan vanuit hoofstuk 4, wat die laaste hoofstuk van hierdie boek is. Ek wil vir ons so 'n paar verse daar lees. Daar staan in vers 1: Hieroor was Jona baie ontevrede en hy het baie kwaad geword. Hy het tot die Here gebid en gesê: Ag Here, ek het dit geweet toe ek nog in my land was. Daarom het ek reg in die begin na Tarsus toe gevlug. Ek het geweet dat U 'n genadige en 'n barmhartige God is, lankmoedig en vol liefde. U sien maklik af van die straf wat U aangekondig het. Laat ek nou maar sterf, Here, want dit is vir my beter om te sterf as om te lewe. Toe vra die Here vir hom: Het jy rede om kwaad te word? Gemeente, as ek vanaand vir julle sou vra, hoe lyk die gemeenskap waarin ons leef? En dan kan ons 'n klomp dinge uitwys. Ons kan uitwys oor die politieke onrus in ons land. Ons kan uitwys hoe politieke leiers hulle skuldig maak aan bedrog, aan hebsug en mag. Ons kan vir mekaar sê, maar ons gemeenskap is 'n gemeenskap wat geraak is deur klomp storms, die impak wat dit het op ons lewe. Ons kan ook uitwys die swaar kry, die ellende van mense wat verval het in verslawing. En uit hierdie stikkendheid kan ons baie keer sê, sjoe, maar ons wens eintlik daar kan nou 'n verandering kom, 'n vernuwing kom. En as ons dit sê, dan bedoel ons eintlik dat die oordeel van die Here nou maar moet kom oor hierdie wêreld om ons te red van hierdie boosheid of die seer en die stikkendheid van hierdie lewe. Ek wil vanaand vir jou die vraag vra, of jy al God se bril op jou oë gesit het, of jy al die vermoë ontwikkel het om eintlik vanuit God se oë na die lewe te kyk. En as ek dit sê, dan beteken dit nie net in dit wat God in mense se lewens kom doen nie, maar ook die potensiaal wat hy in mense se lewens raak sien en dit wat hy nog kom doen in mense se lewens. Want jy sien, so dikwels raak ons blind. En is dit dat ons baie keer vanuit ons eie gemak, genadeloosheid, eintlik wil oordeel oor die lewe en oordeel oor mense. En dat ons eintlik reken dat ander nie hierdie genade van God verdien nie en dat die oordeel van God oor hulle mag kom en dat die wêreld dan nou maar net eintlik nou tot 'n einde kan kom. En as mens gaan kyk na Jona, dan beleef Jona iets hiervan ook wanneer hy van die genade van God wegvlug. Op 'n stadium leer ken hy God se genade self en in hierdie gedeelte word hy kwaad oor God se genade, oor goddelose mense. Ons weet dat hy vir Jona Ninive toe gestuur het om vir hulle te sê dat hulle moet bekeer, hoe hy daarvan weggevlug het, maar hoe die Here hom terugbring en hoe hy dan hierdie boodskap aan hulle verkondig om te sê, bekeer julle, draai om en kom terug na God toe. En dan sien ons hoe hierdie stad dan hulle terugkeer na die Here toe en in plaas daarvan dat Jona opgewonde is, dat hy eintlik kwaad is oor dit wat hier gebeur. Kwaad is omdat hy moes gekom het om hierdie oordeelsboodskap te bring en tog doen God dan nie dit wat hy beloof het nie. Ons kan eintlik in hierdie gedeelte agterkom dat God totaal anders te optree as wat Jona optree. Dat die Here die mens raak sien, dat die Here 'n hart het, dat Jona self kom sê, maar die Here is vol liefde, dat die Here afsien ook van die planne wat hy maak. En tog is Jona daaroor kwaad. En kan ons amper sê, dit is soos die kerk wat half hier teen die kantlyn staan, en wat eintlik die hele tyd wil oordeel en wil sien dat God se oordeel oor mense voltrek moet word. In plaas daarvan om hierdie lewende God en sy liefde vir mense te verkondig en te leef en opgewonde te raak
oor hierdie vernuwing en verandering wat God in hulle lewe bring. Ons sien dat Jona vir hom 'n skerm gaan bou, dat hy hier teen die wal van die stad gaan sit, dat hy sit en wag vir die oordeel van die Here wat moet kom oor hierdie stad, en dat hy daaroor mismoedig is. En dan kom die Here en hy kom help nog steeds vir Jona in hierdie geval. Hy stuur 'n komkommerplant, 'n wonderboom wat oor sy kop groei, wat vir hom skaduwee gee. Dit is interessant, in die direkte vertaling is dit 'n dubbele verkleinwoordjie, 'n komkommerplantjie, en hoe hy dan nou weer vreugde vind daarin, en die God prys daarvoor. En wanneer die Here 'n wurm stuur, en wanneer die wind hierdie plant dan verskroei, beleef ons maar weer Jona se aggressie. En hoe die Here dan met Jona in gesprek deur te sê, Jona, maar jy's nou kwaad oor hierdie plant wat jy eintlik nie eens geskep het nie. Hoeveel te meer moet ek voel oor 120.000 mense in die stad Ninive? Jona moes ontdek eintlik dat die Here die vervulling van sy beloftes uitstel, omdat hy geduldig is met sondaars, dat hy wil hê dat niemand verlore moet gaan nie, maar gered moet word. En so is dit dat ons dan ook vanaand vir mekaar mag sê, maar as ons na die wêreld kyk, en ons kyk na mense wat vir ons op hierdie stadium lyk of hulle leef sonder hoop, dat ons die hoop in Christus vir hulle mag verkondig, dat ons dit vir hulle mag verleef, dat ons hulle toe sal uitreik, omdat ons die potensiaal sien van hoe God na hulle kyk, en dit wat die Here in hulle lewe wil kom doen. En dat ons nie sal wegvlug en sal kwaad word vir God se genade nie, maar dat ons dit sal gaan leef teenoor almal in hierdie samelewing. Die wonderlike is dat hierdie verhaal eindig op 'n manier baie stomp, en eintlik weet ons nie wat van Jona geword het nie, maar miskien is dit dat die Here vanaand vir jou en vir my wil kom sê, maar hoe gaan ek en jy reageer op hierdie boodskap? Sit ons teen die wal en ons kondig God se oordeel oor mense, en ons is kwaad as God van plan vir ander mense red? Of word ek deel van God se plan vir hierdie wêreld, en ek gaan verkondig sy genade, en ek gaan bevestig die liefde in Jesus Christus, dat hy vir ons in die kruis gesterf het, en dat elkeen wat aan hom glo die voorreg het om 'n kind van God te kan wees. Jy sien, die Here roep vir my en vir jou deur Jona om te sê, leer ken die grootheid van God se genade, en as ek dit erken, gaan leef dit en gaan verkondig dit ook teenoor hulle wat jy dalk dink hulle dit nie verdien nie, hulle wat eintlik die oordeel van God moet verdien, maar sien die potensiaal raak, en sien die vreugde raak van wanneer God mense se lewens verander, dat ons mag deel ook in daardie vreugde van hulle lewe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U deur Jona vir ons kom leer, dat U hart het vir sondaars, dat U gekom het om die wêreld te red, en gee vir ons daardie insig, Here, om met U bril en met U oë na die lewe te kyk, en om vreugde te vind in die bekering van ander. Amen.